In die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, ons Here. Ons kom eers om U te aanbid vanoggend. Ons kom om U naam groot te maak. Ons kom ook, Here, om by U te leer. En ons kom ook, Here, om onsself voor U neer te lê, sodat ons uit U krag kan lewe. Deur U Heilige Gees kan lewe. Dankie, Here, dat ons vanoggend ons laste en ons sorg aan U voete kan neerlê. Here, dat ons kan dit wat te groot vir ons is om te dra nou in U hande kan oorgee. Gee vir die Here dit wat jou pla, dit wat swaar op jou hart druk. Dalk is daar iets volgende week wat jy nou opsien. Gee dit vir die Here. Ons is kindertjies wat vir ons hemelse Vader kan oorgee. As jy gefaal het langs die pad, soos ek ook, dan kan ons vanoggend kom en ons kan ons sondes bely. Want 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, dan is hy getrou en regverdig om ons te vergewe en te reinig van alle ongeregtigheid. As jy nodig het om te bely, bely nou voor die Here. Gee dit oor. Gee dit oor. Here, ons vra dat U woord sal oopbreek, dat U woord sal inbou in ons lewens, dat ons anders sal huis toe gaan as wat ons hier aangekom het. Kom raak ons deur die Heilige Gees aan, kom maak ons vol, kom gee ons krag deur U Heilige Gees. Ons gee alles aan U oor vanoggend, in die naam van Jesus. Amen. En ons kindertjies kan uitgaan vir die kinder- en die kleuterkerk. En die wat wil bly is welkom. Kevin en Rian, gaan julle en Gerard, as julle ons net vir ons sal help, ons gaan die Here eer met ons tiendes en ons offerhandes vanoggend. Kom ons sê dankie vir die Here. Here, baie dankie dat U so goed sorg vir ons. Here, ons gee vir U die eer vanoggend. Here, ons ontvang vanoggend met dankbare harte in Jesus se naam. Amen. Kan julle glo, daar staan sessie 11. So vanoggend gaan ons maak ons klaar met ons kursus, nie heeltemal nie, want ons gaan nog so 'n bietjie nog so nadink oor wat die Here vir ons leer oor die vrug van die Gees, maar ons kursus maak vandag klaar met sessie 11 en ons maak klaar met die tema leef in pas met die Heilige Gees. Nou kyk daai prentjie, dit is soldate vir die Here Jesus en tussen hulle is dan gewone mense, want elke kind van God word opgeroep om in die Here se leer te dien. Nou, as ons kyk na ons verse waarop ons stil gestaan het, is dit Galasiërs 5 vers 22 en 23 en dit staan so in die Nuwe Lewende Vertaling, maar die vrug wat die Gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid,
getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dis Galasiërs 5 vers 22 en 23 en dan net 2 versies later lees ons die volgende en ons lees hier: aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Nou Neville, julle militêre manne sal hierdie baie goed verstaan. In die ou vertaling staan hier in vers 25, wandel deur die Gees. Aangesien julle deur die Gees leef, wandel deur die Gees. So hierdie vers sê vir ons moet saam met die Heilige Gees loop, maar daai in pas bly is beter, want dit is om in pas met die Heilige Gees te loop. So, die vrug van die Gees word beskryf, en dan 'n versie oorgeslaan, en dan vers 25 vat dit saam. Ek het 'n dosent gehad, wat altyd gesê het, kom ons bind die sakkie toe. En vers 25 bind die sakkie toe oor hoe om die vrug van die Gees uit te leef. En dit sê, aangesien ons deur die Gees leef, laat ons met die Gees in pas bly, laat ons saam met die Gees in pas loop. Nou, die mense vir wie Paulus geskryf het baie goed geweet wat hiermee bedoel word, want hulle het die Romeinse leer goed geken. En ek dink, as jy in opstand kom teen Rome, en jy hoor daai leer kom aan, en jy hoor daai soldate loop in pas, en jy hoor daai soldate sing 'n oorlogslied, dan dink ek het jy klaar gebewe. Nou, ek gaan vir ons nou 'n video wys wat dit juist beskryf, wat hiermee bedoel word, leef in pas. Nou, wat ek doen, soos julle weet, is, as ek sien my preek is bietjie kort die oggend, dan sit ek 'n videoetjie by. En Kevin, dankie, jy het die weg bietjie voortgeberei deur sê einde van die jaar, dis jy weet, dit was 'n lang jaar, so ek het gesien hy's bietjie baie kort vanoggend, dus ek sommer 2 videoetjies by. Jy speel die een, en dan gaan ek eers ietsie kom sê, en dan gaan ons die ander een speel. Kom ons kyk saam. The discipline and organization of the Roman army could be seen in many aspects, and one of them was their marching. The Roman march was extremely well coordinated, and all the soldiers marched at the same rhythm and in step. This not only helped maintain order, but also allowed the troops to move quickly and efficiently, covering long distances without losing control. But how did they do it? On average, Roman legions marched between 30 and 40 kilometers per day. To manage this, it was essential that all the soldiers kept the same pace, which made the march easier and less tiring for everyone. The marching rhythm was controlled by a cadence, that is, a count of the steps. In a regular march, soldiers took 100 steps per minute. When a faster pace was needed, the cadence increased to 120 steps per minute. This cadence helped keep all soldiers in sync and prevented some from falling behind or tiring more than the others. To make sure everyone followed the correct pace, the command was given in a very organized way. The Romans used a phrase that all the soldiers repeated, dexin, dexin, which means right, left, right, left. This command told the soldiers when to step with their right leg and when to step with their left. It helped keep the march uniform and prevented anyone from falling out of rhythm. This vocal cadence system made all the soldiers move together, as if they were a single unit, and prevented confusion or disorder during the march. In addition to cadence, the Romans also sang while marching. This wasn't just a form of entertainment, it also helped maintain the rhythm and motivated the soldiers. The songs were performed by choirs or groups of soldiers and helped strengthen the unity among them. Music also helped ease the fatigue of the long journey and kept morale high. Roman army commanders used specific words to organize the march. The command LAXARTAY, for example, meant relax and was used to signal a break or moment of rest. The command intentai meant attention, telling the soldiers to stay alert and ready for whatever was needed. And the commands SIN and DEX
indicated steps to the left and to the right. These commands helped keep everything in order and prevented the march from falling apart. Besides that, Roman soldiers were trained to endure this kind of march. For them, marching long distances every day was part of the routine. This rigorous training and the constant effort to maintain cadence allowed the legions to move quickly to battlefields or camps without wasting time. The ability to march quickly and efficiently was one of the Roman army's greatest strengths, and this skill helped soldiers cover long distances without exhausting themselves. So, do you think you'd have the stamina for that? Let us know in the comments, and if you liked the video, give it a thumbs up and subscribe to our channel. Vanoggend kyk ons na Galasiërs 5 vers 25 waar ons lees dat ons aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Die ou vertaling vertaal dit met wandel saam met die Gees, maar dit is reg, maar hierdie is 'n anderste loop saam met die Gees. Dit is 'n loop waar ons in pas moet bly. Nou, ons leef vandag in 'n baie individualistiese wêreld, waar dit gaan wat ek doen wat ek wil. Maar as ons die vrug van die Gees reg lees, dan sien ons dis gegee vir gemeentes. So, wanneer ek met die Gees in pas loop, dan gaan ek ook saam met die gemeente waar God my ingeplant het, in pas loop met dit wat die Here vir daai gemeente gee. Nou, 'n paar dinge wat my opval van die video is dat dit is eerstens 'n leermag. Dis nie 'n individuele soldaat en elke soldaat doen net soos hulle self goed dink nie. Dis 'n geheel en ons is deel van die liggaam van die Here. Ons is deel van die geheel. Die tweede ding wat my opval is dat in Handelinge 1 vers 8 staan en wanneer julle die Gees ontvang, wanneer die Heilige Gees uitgestort word, dan sal julle krag ontvang om my getuies te wees. Nou sê hulle daar, 'n Romeinse soldaat het die leers het tussen 30 en 40 kilometer 'n dag met volle wapenrusting gemarseer. En dit is dink ek nogal 'n afstand om elke dag te loop. So die Gees sal ons krag gee om verder te loop, om meer te doen vir hom as wat ons dink in ons is. En dan wat vir my ook opval is dat hulle gesing het. En ons moet om die Here se eer te sing, om lofprysing te sing, moet absoluut net deel van ons lewe wees. Ons moet nie eers daaroor dink een enkele dag nie. Dit moet net elke dag deel van ons lewe wees. Want ek het al ervaar in my lewe hoe die laste van mens afval, hoe die oorwinnings kom, hoe die deurbrake kom. Nie noodwendig wanneer jy daarvoor bid nie, maar wanneer jy net die Here loof en prys en net aan hom oorgee. En dan nog iets wat my opgeval het van die Romeinse leer, is dat daar was rustye. Daar's nie die feit dat hulle 40 kilo se dag kon loop, kon hulle bereik, want hulle het geloop en dan het hulle gerus, dan het hulle geloop en dan het hulle gerus, en dan het hulle geloop en dan het hulle gerus. So daar was vaste rustye ingebou. En ons moet ook weet, ek kan die volle wedloop hardloop. Ek kan dit wat die Here vir my gee om vir hom te doen, kan ek klaarmaak, maar ek moet rus. Ek moet tyd vat om te rus. En daarom waar ons nou teen die einde van die jaar kom, is dit belangrik dat ons rustye beplan. Want juis wanneer 'n soldaat gerus het, kan daai soldaat weer aangaan en kan hy weer verder gaan. Nou, die mense vir wie Galasiërs geskryf is, dis, ons lees in die begin van die boek Galasiërs hoofstuk 1, Paulus skryf vir die gemeentes in Galasië. Hulle het goed geweet wat Paulus bedoel wanneer hy sê, wandel of loop in die Gees, loop in pas met die Heilige Gees, en dit is, as ons in pas met die Heilige Gees loop, dan gaan die vrug van die Gees
net van self kom. Maar omdat ons so in 'n individualistiese wêreld leef ons nie altyd soos hierdie weermag se voorbeeld wat ons gesien het nie. Ons leef baie keer soos die volgende een. En ek sien ons 'n bietjie tyd, jy kan hom speel hom 1 keer en dan sommer nog 'n keer. Speel hom vir my 2 keer asseblief. myself! चल! आगे बढ़ेगा! साहब जी, आप कहाँ जा रहे हो? वापस मुड़ के आ जाओ! सरोज साहब! Okay. myself! चल! आगे बढ़ेगा! साहब जी, आप कहाँ जा रहे हो? वापस मुड़ के आ जाओ! सरोज साहब! Kom ons wees eerlik met mekaar. Ek het myself in hierdie laaste videoetjie gesien. Want dit is, as ek sê, ek sal doen soos ek self dink. Die boek Rigters se laaste woorde is, elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë, want daar was in daardie jare nie 'n koning in Israel nie. En ek dink dit is hoe baie van God se kinders dink ons kan leef. Ons het 'n koning en die Bybel beskryf hom as die koning van alle konings. Sy naam is Jesus Christus. En ons moet nie doen wat reg is in my eie oë. Ek sal marseer vir die Here. Ek sal loop vir hom soos ek self dink nie. En vanoggend is ook geleentheid. Ek het myself in hierdie laaste videoetjie gesien. Ek het myself nie so in die eerste een vir my om 10.000 tree 'n dag te loop, kom nog nie by 30 na 40 kilos nie. Maar wanneer mense in pas loop met die Heilige Gees, kry jy krag om meer te doen as wat jy op jou eie kan doen, baie meer. Maar vanoggend is ook 'n kans waar ons nagmaal gebruik om vir die Here te sê, Here, ek lê myself neer. Ek bely dat ek in U weermag is, maar nie met U in pas loop nie, maar U dien soos ek self dink ek wil U dien. Want as ons nagmaal gebruik, dan dit is die doop in Romeine 6 sê, ons is saam met Christus begrawe in sy dood, maar ons staan ook op, soos hy opgestaan het uit die dood, saam met hom op, om as nuwe mense die nuwe lewe te leef. Maar dan die nagmaal is waar ek weer net aan myself sterf, en ek sê, Here, ek lê my eie lewe nou voor U neer, en ek vereenselwig my met U dood, want Jesus het aan die kruis vir ons gesterf. Hy het sy liggaam gegee, en sy bloed het gevloei. Maar ek vereenselwig my nie net met die dood van die Here nie. Ek vereenselwig my ook met die opstanding van ons Here deur die Heilige Gees. So wanneer ek nagmaal gebruik, dan sterf ek opnuut aan myself. Ek sê, Here, ek gee myself vir U. Ek vereenselwig my met U dood, en die manier hoe ek dit doen is dat die oue ekke vrekke, die oue ekke sterf. Ek lê die oue ekke voor U neer, en ek neem U opstandingskrag deur die Heilige Gees op. En Galasiërs 5 vers 25 sê, aangesien ons deur die Gees leef, en dit is hoe ons deur die Gees kan leef, deur te sterf van onsself. Want in Galasiërs 5 is daar so 'n kontras, gees, vlees. Maar wanneer ek nie sterf van myself nie, wanneer ek nie myself
voor die Here neer lê nie, dan leef ek deur my eie vlees. Dan leef ek hoe ek self dink, wat ek self dink en uit my eie krag. En ek glo die Here het dalk met julle ook gedoen deur hierdie kursus dat mens agterkom jy het dit nie uit jou eie krag nie. So as ons nagmaal gebruik, ek lê myself neer en ek verbind my Here, ek gaan saam met U Heilige Gees in pas masseer, gaan in pas loop saam met die Heilige Gees. Dan as ons net so 'n bietjie kan aangaan, dan wil ek kom na die Galasiërs 5 vers 25 in die Nuwe Lewende Vertaling lees so: ons lewe deur die Gees, daarom moet die Gees ook ons leefstyl bepaal. Nou ons het nou so 'n videoetjie gekyk oor die Romeinse soldate. Wat is 'n Romeinse soldaat se leefstyl? Dis om te masseer tot daar waar hulle die keiser se wil moet gaan doen. So hulle het 'n leefstyl van masseer saam met God. Maar die Nuwe Lewende Vertaling vertaal hierdie om in pas met die Gees te leef as leefstyl. Ons lewe deur die Gees, daarom moet die Gees ook ons leefstyl bepaal. So die vrug van die Gees is my hele leefstyl hoe ek lewe. Dit is nie net iets wat ek doen en dan gaan ek weer daar uit nie. Ek moet permanent daar wees, want dit is hoe ek lewe, want hoe ek lewe is om in pas met die Heilige Gees te leef. Nou, ek net so 'n paar notakies hier gemaak. Die eerste is dat die vrug van die Gees moet konstant uitgeleef word. Die Here wil hê ons moet elke dag 'n ritme hê om hom te aanbid en by hom in te prop, dat ons elke dag by hom krag kry. En dit is om in pas met die Heilige Gees te leef. So ek kry my krag by die Here, ek leef in pas met die Heilige Gees en met die gemeente waar God my ingesit het, en dan word om die vrug van die Gees uit te leef 'n leefstyl. En daar is ons manier, leef in pas met die Heilige Gees. Maar ek gaan net nou vir ons bid en dan gaan ons verbind om in pas met die Heilige Gees te leef. Maar eers wil ek net hier kom staan en dit is dat ons net besef dat die Here sê